Hierdie is Nkwe se staankaravaantjies. Hierso kan julle sien hulle huurkaravaantjies wat hulle het. En hierso kom mense met groot honde. Hoeveel het hulle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ek is 10 huurkaravaantjies. Hierso is 'n ry staanplekke voor ons. Dit gaan reguit op. En die klompie hier waar ek staan is ook 'n staanplek. Ingeboude braaiers hierso. En elkeen kry so 'n verskriklike drom. Julle sal nou ons drommetjies sien hierso. Daar staan hy. Ons sit op my een kant en dit is 'n bietjie onromanties, man. En hierso is ons setup. En nou aan die ander kant in die berg is daar ook klomp staanplekke. Kom ons beweeg gou so intoe. Hierso staan ons nou op die heel onderste of die hoekstaanplekkies. Kom ons noem hulle die hoekstaanplekkies. Hierso is 2 staanplekke hier dink ek. Hierso is die enetjie. En die enetjie is daar bo. Hier het mense gestaan, dis hoekom ons hier staan nie, maar ek dink is beter uitsig as jy hier opslaan na die bergies toe. Sien die geel kragboksies. En dan aan hierdie kant is daar ook, aan die kant wat ons staan, 'n ry staanplekke wat dis kant van die braaiers op beweeg die kant toe. En dan natuurlik die wat aan die agterkant van ons is opboontoe. Sal nou kyk na die ander staanplekke wat aan die kant die ablisieblok is. Ablisie is redelik ver hier vanaf, daar is die gebou. Somewhere hierso. Maar daar is toilette hier op. En daar is 'n stel trappies wat daar op gaan. Gebouetjie daarbo met toilette. Die staanplekke is nie vreeslik gelyk nie. Hierdie is ons setup. Ek sal maar vir julle wys hoe lyk dit daar onder die karavaan. Ons sit op 'n blokkie gestop, maar hierdie is ons setup, baie eenvoudig. Dit is winter, so nie baie wind nie, maar verskoon maar die wind wat so waai. Dis hoe ons gestop het hierso. Ons kon seker anders gestop het, sodat die karavaan makliker gelevel het. Hierdie jockey wheel, maar ons wou eerder die bos inkyk as vir die ander mense. En dan hier aan die regterkant, kan julle sien hulle die geboude braaiers hier, so ek dink hulle is redelik nuut. Al die roosters en goed lyk nog goed en ek sien die mense gebruik dit. Hierso is 'n swembaadjie en 'n klein klimraam vir die kinders om op te speel. En so afgekampte areaatjie. Ek dink is om die dagbesoekers weg te hou. Hierso is die staanplekke wat aan die ander kant van die abolisieblokke is. Ek weet nie of dit meer vir tente geskik is nie. En dan natuurlik in die regterkant is waar die staproete weer aansluit by die kampterrein area.
Daar is ook toilette aan die kant van die kampterrein tussen hierdie bome area en die kampstaanplekke wat ek nou net gewys het. Dit kan gebruik word deur die stappers wat die staproete aanpak, maar ek dink dit is ook hier vir die mense wat hierdie bome area huur. Die bome area het baie parkering en dan kan mens natuurlik hierdie spasie bietjie gebruik vir hitte en braai ensovoorts en kuier. Ek dink nie dit is deel van die kampterrein nie. Hierdie is dan nou die storte in die badkamers vir die boskamp. Die storte het 'n donkie hier agter wat jy met hout kan stook. En ek vertrou hulle sal sekerlik vir jou 'n bietjie hout verskaf om die donkie aan die gang te kry en dit gaan vir jou lekker warm water gee. En dan binne in die storte is dit nie toe nie. Jy kan wel hierdie deur op die kant toe maak, maar daar is nie gordyntjies voor die storte nie. Wat vir die man seker nie 'n verskriklike groot probleem is nie, maar ek vertrou as ek hier sou kom bly, sou ek maar 'n paar wasgoedpinnetjies en lakens saamgebring het. Net om daar toe te maak. Ek vertrou dis dieselfde aan die vrouenskant en dan die toilette is longdrop toilette, moderne longdrop toilette. Hier is nou die swemarea en die split tussen die kampterrein en die dagbesoekersarea. 'n Mens kan hier kom swem, alhoewel ons hier was in die winter en ons het nie kans gesien vir die koue water nie. Daar was wel mense wat ingegaan het en 'n bietjie rooier as normaal uitgekom het. Dit is baie netjies en skoon hier by die dagbesoekersarea en die mense gedra hulle goed. Ons was nou wel in die winter oor 'n naweek hierso en ek dink in die somer sal dit redelik besig raak. Maar dit is definitief die moeite werd om uit te kom en 'n piknik te kom hou en dan sommer te kyk na die kampterrein as mens regtig wou.